Goeienaand, baie lekker om saam met jou te kuier op Facebook en op TikTok en ook op YouTube en natuurlik 'n nuwe week wat voorlê en ja, was dit nou nie 'n lekker dag met al hierdie reën in Pretoria. En natuurlik sien ek op dele is daar baie skade en ons bid vir daai mense ook in hierdie tyd waar daar skade ook is en ja, ek sien ons gaan nog lekker reën kry vir die week wat voorlê. Geniet vanaand se sessie, glo dit is 'n plek waar jy is vanaand van rustigheid en reg om sommer net saam te kuier en ook te hoor wat die Here vanaand vir jou ook wil sê. By ons is die wifi af, so ek is op gewone data, so ek glo dat die uitsending gaan duidelik deurkom, so verskoon as ja, Lenora, baie dankie vir daai vir daai besonderse mooi foto's wat jy vanoggend geneem het en ek wou nog 'n foto saam met jou en jou suster neem en toe's julle weg, maar ons sal iewers te mekaar weer raakloop. Pretoria is nie so groot nie. Vanoggend 'n baie lekker diens gehad in Valhalla en volgende naweek as jy in die omgewing is in Limpopo, Potgietersrus by die Volle Evangelie Kerk bedien ek volgende Sondagoggend. Meer as welkom om daar in te val by Pastoor Louis Loudens hulle. En Saterdag in Alice Ras en Sondag en ja, is ek daar in Potgietersrus, Mokopane. Nou ja, soos almal inskakel, ek het gevoel en Karen het gesê ek moet tog som op die groep vrymoedigheid hê om te vra en as daar iemand is wat met AI, Artificial Intelligence, baie goed is om met my in kontak te kom en ek het opgewondenheid oor 'n paar goed en natuurlik weet ek ook nie alles nie, so dis vir my altyd nodig om jy weet ander mense se kennis ook te tap. So as jy baie jy weet up to date is met artificial intelligence, praat bietjie met my. Ek het 'n paar idees wat ek met my dagstukkies en met my kort boodskapies wil doen. Maar ek het iemand nodig wat jy weet 'n bietjie meer skerp is as ek in daai opsig. Nou vanaand vir my voorreg om saam met jou te kuier en mag jy een besonderse seën uit die hand van die Here ontvang. Vir my lekker 2 weke kort wegbreek gewees en ons kon so bietjie eiland toe en toe bietjie Marlof Park toe en Vrydag in die Wildtuin was die weer het net mooi saamgespeel en was dit nou lekker gewees. Terug by die huis en vanaand is my lekker om terug in die ateljee te wees en hier by, jy weet, ek sê vir Karen, ons het goed in die dak gesit, ons het pestkontrole uitgekry en hulle het gesê gee dit 2 weke. Dit is 2 weke weg gewees en jy sal my nou nie glo nie. Dit voel of die goedjies in die dak nog 10 pote bygekry het wat dit ook al mag wees. Maar ek gaan vir hulle uitsort. As die son uitkom, ek gaan die dakteels afval, want ons plafonne is bietjie laag hierso. Ek wil kyk wat daar binnekant aangaan. Wie is binne in hierdie dak, man? Duidelik het die gif van pestkontrole nie gewerk nie. Dit is lekker om vanaand saam julle te kuier en ontvang ook vanaand ontvang vanaand ook net so jy weet die seën van die Here. En mag jy geniet sy volheid, mag jy geniet sy krag, mag vanaand ook 'n aand wees wat jy ook sal ervaar God se stem soos nog nooit in jou lewe. Ons wil dankie sê vanaand Here vir genade. Dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te kan word. Dankie vir die voorreg dat ons name geskryf is in die boek van die lewe. U het ons eerste lief gehad. Ek wil vanaand bid Here vir hierdie man en hierdie vrou wat vanaand saam kuier. Julle baie gelyk sal maak. En dit wat hulle hartsbegeertes is, dit wat hulle behoeftes is, dat hierdie ook 'n week, 'n maand, 'n seisoen sal wees van deurbraak, van genade. Ons loof U, ons eer U, ons prys U vir die wonderlike reën. Here, dankie vir 'n seisoen in mans en in vrouens se lewens wat aangebreek het van genade en van voorspoed en van seën. Vir hom en haar wat U aangeneem het, vir hom en haar wat 'n besluit geneem het om U te volg. Eer en loof en prys ek U. Dankie ook Here vir vanoggend se diens. Dankie dat U woord
kragtig is. En Here, vanaand wil ons dankie sê vir u woord, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. En vanaand bid ek ook so vir hom en haar wat luister, vir hulle deurbraak, vir dit wat hulle van u af bid. Ons eer, ons prys u vanaand, in Jesus se naam. Amen. Vanaand wil ek bietjie met jou praat om op te staan as jy geval het. Baie van ons val soms in ons lewens. En baie keer, kry ons skaam oor die val, oor die oorbegin. En verloor ons vrymoedigheid. En vanaand wil ek by dit stil staan. En ek wil eerstens begin om te sê, ek dink mens moet by 'n plek kom. Die lewe is hard en die lewe is genadeloos. Maar ek wil by jou kom stil staan om vanaand vir jou te sê, dat om te val, daar's niks meer fout, ons almal val. Maar om op te staan is wat die verskil kom. As jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, sal jy ook sien my nommer verskyn op TikTok en ook so op Facebook. Naand Ivan, lekker om jou te sien vanaand. Gister vir Ivan ontmoet in Nelspruit en dit is vir my 'n voorreg gewees. En ek is opgewonde om soveel mense reg oor die land ontmoet, soos waar ons reis en waar ons bedien, wat lief is vir die Here en lief is vir die werk van die Here. En kortliks met my gedeel ook sy pad wat hy gestap het en wat hy stap. En ek bid ook so sy seën op jou lewe, Ivan, en mag julle as 'n gesin so geniet God se krag en sy sterkte. Boetas is so, jy sal sien my nommer verskyn hierso. Dis die nommer wat ons gebruik vir ons aanlyn boodskappe as jy nog nie op ons groepe is nie. En stuur 'n boodskap, ons laai op die groepe. Ons het ook 'n spreekkamer, beradingsspreekkamer wat deur die week oop is, waar jy kan afsprake maak. En ek dink is R500 'n uur, waar jy kan na die spreekkamer toe kom. Maar ons aanlyn dienste, dis gratis, die berading hier ook is gratis. Dis net juis omdat ons 'n beradingskantoor het, jy weet, betaal jy my eintlik net vir, of is daai kostes net om vir die tyd wat ons spandeer. Maar natuurlik vertrou ek die Here ook so dat hierdie boodskap wat ek met jou deel vanaand werklik vir jou deurbraak gaan bring in baie opsigte. Mag die Here dit seën tot jou hart. In 'n weermag, toe daar weermag was, en vanoggend toe ek in Valhalla was, het soveel goed by my afgespeel. As ons daar in die kerk was, het die ouens opgemarseer na die kerk toe op Sondagoggende. Hulle het rye gesit in die kerk, en daar was dissipline in die kerk gewees. Jy weet, en dan het jy gehoor, gaan af, en dan sal hulle sê op, en dan moet jy hardloop, en dan asof die korporaal nie kan besluit wat hy wil doen nie, en dan moet jy daai boom gaan haak, en dan moet jy terughardloop, en dan moet jy op, en dan moet jy af, en dan sit push-ups, en so het hulle aangegaan. En klink dit dalk vanaand nie, miskien, as jy daarna luister, of dit so ook is in jou lewe, iemand vra hoe gaan dit, dan sê jy, so op en af, Stef, dis nou maar wors, what goes up must come down. Elke mens val, of jy nou wil of nie, en as jy nog nie het nie, sal jy nog iewerste ook val, en ek spreek dit nie uit nie, dit is nou maar net so. Met geen mens gaan dit net goed nie, en jou Christenskap is geen waarborg, en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê, dat dit nie met jou gaan gebeur nie. Bad things happen to good people as well. Ek sien Elmer het my nommer geplaas, en Lien ook op TikTok, baie dankie, my nommer is daar, en ook so Renier en Karen, hulle plaas my nommer ook op Facebook. Bad things happen to good people as well. En vanaand is dit vir my tog so hartseer om te sien hoe mense val en nooit weer kan opstaan nie. Party mense is gewoontevallers.
En hoor my uit. Ander is mal oorval. Ander val een keer en leer so 'n groot les, dat hulle nooit weer wil val nie. Maar hulle is in die minderheid. Ander mense val deur omstandighede en sommige val vir die lekker, want hulle is mal oor simpatie. Gooi gereeld 'n pity party en nooi dan sommer toeskouers en nooi die hele wêreld uit daarna toe. Dis val is so normaal soos om ontbyt te eet. Die vraag is dus of jy al geval het in die lewe of nie. Of hoeveel keer jy geval het nie. Of hoekom jy geval het nie. Die vraag is, hoeveel keer het jy as 'n man, as 'n vrou, nadat jy geval het, weer opgestaan? En dalk het dinge gebeur, dat jy tans lê, dalk het dinge jou so hard geslap, dat jy sukkel, om weer op te staan. As jy al 300 keer geval het, en jy het 100 keer regtig opgestaan, het jy niks bereik nie. As jy al 300 keer geval het, en jy het nie weer opgestaan nie, dan is dit 'n probleem. Ek wil jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. Wenners staan een keer op, net een keer op. Een keer meer as wat hy of sy geval het. Dit is die definisie van 'n wenner. Ongeag van hoekom jy geval het of hoe hard jy geval het. Nou ja, daar's mense wat geestelik verval. Daar's 3 voorbeelde wat ek dalk net wil noem: Dawid en Petrus en Judas. In 2 Samuel, ek dink aan Dawid. Jy weet, en jy kan dit gaan lees in 2 Samuel 11, daarvan op vers 1 tot vers 5. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. En hulle het die Amorite verslaan en Raba beleer, maar Dawid, sê die woord, het in Jerusalem agtergebly. Eendag het hy, sê die woord, in 'n middagslaapie opgestaan en op die vlak van sy paleis gaan rondstap, van waar die dak af, en hy het 'n mooi vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. En Dawid het oor haar laat navraag doen. En iemand het gesê, dit is Betseba, dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet. En Dawid het toe amptenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het, na haar maanstonde. En sy het na hom toe gekom, en sy het by Dawid geslaap. Hoor baie mooi. Daarna is sy terug huis toe. En hierdie vrou het Dawid laat weet, sy is swanger. Dawid val liderlik. Miskien op so 'n manier dat ons kan dink dat hy nooit weer sal verdien om vergifnis te kry nie. Maar Dawid kry berou, en ek wil geensins sê jy moet dink dat sonde goed gepraat kan word nie. Maar Dawid kry berou voor die Here. En hy gaan smeek om vergifnis, en die Here gee dit vir Dawid. En hy staan een keer meer op as wat hy geval het, en die Here gebruik hom. En hy word genoem 'n man na God se hart. Sjoe, ek wil vanaand vir jou sê,
Daar waar jy sit vanaand, het jy dalk deur dinge gegaan. Dalk gaan jy tans deur dinge, en jy het geval, en jy's moedeloos, en hoor my vanaand uit. Luister wat God vir jou ook wil sê. En my gebed werklik is dat jy wat luister, vanaand weer sal opstaan. Dat jy uit hierdie pynhoop uit God weer sal vertrou. Matteus 26 sê daar in vers 69 tot vers 75, Petrus het buite in die binnenhof gesit, toe 'n diensmeisie na hom te kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy gaan toe na die uitgang van die binnenhof. En daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan, hierdie man, hoor wat sê hy so. Hy sê hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Weer het Petrus het ontken en met 'n eed gesê. So hy het eintlik gesê, ek sweer, ek ken nie Jesus nie. Dit is vir my so hartseer, want hy was saam met Jesus die hele tyd. Hy sê so, ek ken die man nie. 'n Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer. Jy sien, hy was by Jesus en hy het soos Jesus geword. En toe hy dit ontken, toe hy sien hy het moeilikheid, toe begin hy te vloek en te sweer. En hy sê, ek ken hierdie man nie. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. En toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buite toe gegaan. En hy het bitterlik gehuil. Jy sien, Botas se sal luister. Petrus se knie knak toe hy onder druk kom. Jesus het reeds voorspel dat wat Petrus gaan doen. Maar Petrus het geweier dat dit met hom sal gebeur. Enige iemand, behalwe ek. En jy sê vanaand, ek het nooit gedink dat ek ook by 'n plek sou kom om te val nie. Dalk is dit in jou huwelik, dalk is dit in jou besigheid. Ek het die ander dag met iemand gesel wat geld gesteel het uit die besigheid uit. Geld gevat het. En toe val hy, letterlik, met soveel skuldgevoel, dat hy nie eers by die kruisiging was nie. Maar toe kry hy berou. Hoor jy wat ek vir jou sê? Toe kry hy berou en die Here laat hom weer opstaan. 1 keer meer as wat Petrus geval het. En die Here gebruik hom. Ons lees in Handelinge hoe dat duisende tot bekering gekom het onder Petrus se bediening. Jy kan onthou wat gebeur het toe Jesus daar langs die water hom roep en vra hoeveel ek praat van Petrus nou, Gail. Ek het gepraat eerstens mos nou van Dawid en nou praat ek van Petrus en nou gaan ek oor Judas praat. Maar Petrus vind homself waar Jesus verloon. En hy kom terug. En Jesus sê vir hom, het jy my waarlik lief? En hy breek op en hy het hierdie berou. Matteus 27 lees ek van vers 3 tot vers 5. Toe Judas, die verraaier, sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. En hy het 30 silwer muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê, ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man
verraai. Ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. En Judas het die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en het hom gaan ophang. Judas kry spyt. Hoor baie mooi. Maar dis nie goed genoeg nie, want Judas het nie berou gekry nie. En nou moet jy hoor wat ek vir jou sê. Hy het sy spyt gaan uitspreek voor mense, maar nie voor God berou gehad nie. Dis die verskil om by mense berou te en by God berou te hê. En met die gevolg, dat toe hy nie opstaan, maar geen krag meer het nie, het hy gegaan en selfmoord gaan pleeg. Hy het een keer, en dit tref my, hy het een keer minder opgestaan as wat hy geval het. Dis 'n verloorder. Dis, in hierdie dag en uur, val ons. Maar jy staan een keer meer op. Judas het nie. Hy het nie by God berou gesoek nie, hy het berou by mense gaan soek. Hy het teruggegaan en die geld neergegooi en gedink dit gaan alles verander. So val ons almal maar. En hoofsaaklik as gevolg van sonde, maar Jesus stel ons nie uit soos die skeieregter in 'n boksgeveg nie, nooit nie. Hy gee altyd nog 'n kans. Genade, besef ek in die week, is om elke keer een keer meer vergewe te word as wat ons gesondig het. En dit doen Jesus elke keer. Jeremia 8 sê in vers 4, so sê die Here, sal iemand val en nie opstaan nie, of wegdraai en nie terugdraai nie? Maar ons val nie net in sonde nie. Ons verval nie net in sonde nie. Terugslag maak dat ons tot 'n val kom, soos byvoorbeeld depressie, 'n vreeslike siekte wat mense se hele lewe aantas, moeilik om te hanteer en te bestuur. En dit maak mense hele lewe donker. Ek wil hê jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. En tas mense hele menswees ernstig aan. Gestremdheid, trauma, ons kan oor baie goed praat. Verlies van 'n lewensmaat of 'n geliefde, slegte omstandighede wat mense se hele lewe laat uitmekaar val en laat uitmekaar tuimel, kan dit tuimel. Dis die realiteit. Dit laat mense alleen agter en trigger ook dikwels depressie, onverwagte siektes, werkverlies, misdaad, gebroke huwelike, kinders wat moeilikheid maak, resessie wat lei tot slegte finansies, 'n ongeluk, verslawing. Kan ons vra waar Jesus is as ons val? Kan ons vra waar is die Here as ons val? Is hy kwaad vir my? Jy sê dalk vir my, hoekom gebeur dit? Hoekom kan ek nie opstaan nie? Is hy dan kwaad vir my? Straf hy ons noodwendig? Gaan hy weer uitkoms vir my bring? Gaan ons nog 'n val kan oorleef? Hoe gaan ons met ons lewe aan as ons weet dat daar nog 'n val voor lê? Kom aan Stef, antwoord my. Wel, wat gebeur met 'n mens wat val? Daar is die wat bly lê.
En baie mense sien net nie weer kans om weer op te staan nie. Ons het almal gehoor van 'n boemelaar wat eens op 'n tyd of 'n belangrike geleerde persoon was. Verloor dan sy belangrike posisie of ook sy vrou en dan gaan staan die wêreld. Hy staan net nie weer op nie. En dan is daar die mense wat in ontkenning ingaan. Hulle weier om te aanvaar dat daar 'n krisis is. Verwerk dit nie, deel nie daarmee nie, neem nie verantwoordelikheid nie, en verval net verder en verder en verder. Neem meer en meer verkeerde besluite en val net dieper en dieper en dieper. Trots en hoogmoed is hier dikwels 'n baie groot probleem. En dan is daar die blame shifters. En jy moet vanaand self luister hieroor. Mense wat al ewig vir ander die skuld gee of sy verlede blameer, sy ouers verkwalik of sommer net die wêreld die skuld gee, of sy baas of sy man of haar man of sy vrou. Hulle glo die goeie ou dae pastoor Stef was beter en hulle kleef aan die verlede vas. En dan is daar die opstanders. Mense vir wie geen probleem ooit te groot is nie. Hulle sien elke keer se val as 'n leerskool. Word elke keer sterker en sterker as hulle geval het. Leer ander in die proses. Leer die Here beter ken. En hulle bou karakter. Wat het met Jesus gebeur? Toe hy gedink het, hy val. Hy vra sy vader dat die beker by hom sal verbygaan. Hy erken tweedens dat sy vader weet die beste. Derdens, Jesus aanvaar sy lot. En hy gaan deur die krag van sy vader. En hy sien die doel van sy val. En hy sterf met waardigheid. En weet jy wat gebeur toe? Hy staan op. Ek wil vanaand vir jou sê, moet in jou lewe, in hierdie week, in hierdie seisoen in jou lewe, moet jy hoor, moet nooit hierdie pad wat jy stap alleen stap nie. Opstaan is makliker as jy iemand het wat jou kan ophelp. Prediker 4, so besonders, hy sê in vers 9 tot vers 12, 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander een hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word. 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Weet jy, God kom en hy kom staan by jou stil vanaand. Kom staan by ons stil en ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou sê. As 'n Petrus, as 'n Judas, as 'n Dawid kon val. Kom ons sê Petrus en Dawid, because Judas het vergifnis by mens gesoek en nie by God nie. Hy het berou gaan soek by mense. Mag ek en jy by 'n plek kom in ons lewens om weer op te staan vir nog 'n ronde.
Mag hierdie die week wees, dat dit wat jy ondergekry het, jy nie meer sal onderkry nie, dat vanaand die aand sal wees in jou lewe, om weer op te staan, dat vanaand die aand sal wees, van 'n omkeer. Mag jy ervaar, hoe God vanaand, sy vergifnis, mag ek en jy vanaand net ervaar God se vergifnis. Mag ek en jy vanaand net beleef en sien sy genade. Kom aan Boeta, Sissa, hier is nie die einde nie. Ja, ek moet aan die einde van myself kom. Ek moet niks word nie, sodat God alles kan word. En ek moet by 'n plek aankom om vanaand te besef dat ek kan nie ander blameer nie. Ek kan nie na ander kyk nie. En ek moet ophou, vashou. Ek het dit in die week vir iemand gesê. Partykeer sit ons by putte wat opgedroog het. Ons moet aanbeweeg. En God praat vanaand duidelik met jou en my en sê vir ons, daar's kanse vir ons om weer op te staan. Daar's genade vir 'n man en 'n vrou wat kan terugkeer, wat berou het. Dit kos 'n prys om na jou man toe te gaan. Dit kos 'n prys om na jou vrou toe te gaan. Dit kos 'n prys om na jou baas toe te gaan. Maar iewers trek ons 'n streep. Want weet jy wat, jy kan nie meer toelaat dat ons so gebuk gaan onder die ellende. En weet jy wat gebeur? Die hartseer is, wanneer ons nie by 'n plek aankom om met sekere dinge te deel in ons lewens nie, vernietig dit ons. Condemnation, veroordeling. En die hartseerste is dat baie van ons wat geval het, is so hard teenoor onsself dat ons onsself nie kan vryspreek nie. En ons by 'n plek moet kom om onsself vry te kan spreek. Hou op te hard wees teenoor jouself. Vergewe ook. Vergewe jouself vir verkeerde besluite. Vergewe jouself deur besluite wat jy geneem het oor besigheid, oor transaksies wat nie uitgewerk het nie. Hou op te hard wees teenoor jouself. Hê genade vir jouself. Wees lief vir jouself. En natuurlik, ek het dit vanoggend gesê in Valhalla, is dat saad onder in die grond. As hy geplant is, jy sien bo dalk nog niks nie, maar hy is besig om onder die grond vorming te neem, om uit te skiet. En vanaand wil God vir jou ook sê, dit het tyd geword om op te staan. Op te staan. Maak keuses om nie terug te kyk nie. Maak keuses om nie toe te laat dat die leuns van Lucifer jou verhinder van die volheid wat God ook vir jou in store het nie. En Vader, vanaand wil ek dankie sê vir hierdie man en vrou wat luister. Mag hierdie sy deurbraak oomblik wees. Mag hierdie nog 'n ronde wees vir hom om op te staan, vir haar om op te staan en te vergewe. Homself of ander. Dankie vanaand vir vergifnis in U. Dankie vir herstel in U. Here, ek vat vanaand my wapenrusting. Ek vanaand vat vergifnis. Ons het berou vanaand. En daarom eer ek U dat ons kan wegbeweeg. Wegbeweeg van die stemme van die verlede. Wegbeweeg van die leuns, dat ek dit nie sal maak nie. Mag hierdie ook die week wees van jou deurbraak, in Jesus se naam. Mag hierdie ook die week wees van genesing. Dankie, Here, vir die prys wat U vir my betaal het. Vir hierdie Boeta wat luister, vir hierdie Sissa wat luister.
Ek bid vir jou huwelik. Ek bid vir jou kinders, ek bid oor jou finansies, oor jou besigheid, oor jou handewerk, oor jou gesondheid. In elke aspek vanaand wil ek saam met jou kom bid vir daai deurbraak, vir daai genesing, vir daai herstel. Dankie vir verandering. Dankie vir hierdie woord wat transformasie bring. Ek eer U vanaand. Dankie vir hierdie aanlyn kykers vanaand. Dankie dat ek vir haar en hom ook kan bid vir wysheid en 'n nuwe visie, perspektief. Ook oorwinning in Jesus se naam. Ek wil hierdie week kom vasmaak op die beloftes. Dat met my God sal ek 'n bende stormloop. Al val daar 1000, 10,000 aan hierdie Boeta en Sissa se sy, dat hulle nie hoef te vrees, want U is met hom. Ons eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Kyk uit om môre aan, selfde tyd, 8uur, saam met jou te kuier. Dankie vir jou wat hierdie aanlyn bediening ook ondersteun in gebed en finansiëel, en ook dit share met ander en ander tag, en ek sien nog op ons groepe is nie, my nommer verskyn op die platforms, sodat jy net 'n WhatsApp kan stuur en ons jy op die groepe laai. Ek wil tog vir jou sê, daar's so baie scammers daar buite. Daai scammers gebruik my naam, selfs my foto's. Ek het op TikTok is soos ek dink 51,000 followers, en op Facebook op 'n een platform is ons 12,000, op hierdie platform wat ek vanaand op is ek dink 91, bykans 92,000, en dit is die platforms. Gaan volg my op YouTube, en kom ons share die boodskap. En weer eens, as iemand weet van artificial intelligence, praat bietjie met my. Stuur vir my 'n boodskap. Ek wil graag met jou oplink, en ek kyk uit vir 'n mooi seisoen vir jou. Ek is opgewonde vir dit wat die Here ook vir jou in storie. Soete nagrus, mag hierdie vir jou een blessing wees. Dankie Renier, ook jy wat al die scammers blok. En ja, ek wil tog ook sê, Tannie Sansie, ons bid vir Tannie ook, en met jou gesondheid, dat die Here jou ook sal aanraak, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir genesing, dankie vir herstel, dankie vir deurbraak, dankie vir oorwinning, dankie vir vrede, in Jesus se naam. Soete nagrus, groete vir sproete, en 'n lekkie vir vlekkie, soos my pa altyd gesê het. Baie blessings, lekker gewees om vanaand saam met julle te kuier, en nou ja, het is mos maar lekker om terug te wees in die ateljee, en voel sommer weer, ja, sommer baie gebless om veilig terug te wees. Ek moet ook sommer vir julle sê dat, ek dink in die 8de, 9de November is ek in Standerton, by die Volle Evangelie Kerk. Soos jy in daai omgewing is, ja, kom, maak 'n draai in Standerton. Baie lekker gewees. God bless, sien môre aan, tussen 8 en 9. Julle is eisters, julle is wenners. Ons staan nog een keer op. Goedheid en guns. God bless.